Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Weerberg van die Kruisstreambediening. Ek groet u in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker en ons komende Koning. Ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees, met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. En verseker, hy gaan kom. Die koning is op pad. Hoe sê hy liedjie, I feel it in my bones. Nou, ons voel dit nie in ons bene nie, ons voel dit in ons hart, ons voel dit in ons opgewondenheid. Daardie dag kan nou plaasvind, terwyl ek besig is om met u te praat. Waar die ook al na hierdie boodskap luister en waar die ook al sit, en wonder, gaan Jesus werklik terugkom? Kan die wegraping van die kerk plaasvind? En ons gaan verenig word met Jesus Christus. En hy gaan ons aan die Vader voorstel. Maar tot ons daai bassein hoor, tot dit vir ons tyd word om hierdie ou aarde te verlaat, moet ons vashou aan ons vrymoedigheid, moet ons vashou aan ons geloof, moet ons vashou aan ons vertroue, moet ons vashou aan dit wat Christus vir ons gegee het. Kom ons bid. Vader, ons vra u om hierdie boodskap oop te maak aan elke hart, om elke hart ontvanklik te maak deur die Heilige Gees, sodat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. In Jesus naam, amen en amen. Ek wil vandag met u praat oor werp jou vrymoedigheid nie weg nie. Werp jou vrymoedigheid nie weg nie. Hebreërs 10 vers 19 tot 23 sê die volgende: terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus. Ons het vrymoedigheid om in te gaan in die heiligdom. Nie deur ons werke nie. Nie deur die feit dat ons gebore is in 'n Christelike land nie. Nie deur die feit dat my ma en pa getroue kerklidmate is nie. Maar die bloed van Jesus Christus. Jare terug het 'n sekere gesanggroep, man en 'n vrou in Bloemfontein, by 'n kerk wou optree en die prediker het vir hulle gesê, hulle kan enige liedjie sing, maar hulle moenie sing van die kruis nie en hulle moenie sing van die bloed nie, want dis walglik. My vriend, ek wil vir jou sê, as die bloed van Jesus Christus vir jou walglik is, dan is daar net een uiteinde vir jou en dis die hel. Jy moet jou knieë buig, jou bekeer, want dis net die bloed van Christus wat vir ons die reg gee om in die troonsaal van God in te gaan. Kom ek lees daai skrif weer. Terwyl ons dan broeders vrymoedigheid het om in die heiligdom in te gaan deur die bloed van Jesus, op die nuwe en lewendige weg wat hy vir ons ingewy het, deur die voorhangsel, dit is sy vlees, en ons 'n groot priester oor die huis van God het. Halleluja, ons het nie sommer net 'n menslike priester nie, ons het nie sommer net 'n pastoortjie of 'n leraar of iemand wat vir ons voorbeding doen nie. Ons het 'n groot hoëpriester oor die huis van God, oor die huis van God. Ek sukkel nou om hierdie blaai om te blaai. Laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Volle geloofsversekerheid. Laat ek net vir 'n oombliekie daar stil staan. Wat beteken volle geloofsversekerheid? Dit beteken ek weet, dat ek weet, dat ek weet, en dat ek nog steeds weet. Wat weet ek? Ek het volle geloofsversekerheid dat Jesus Christus, die Seun van God, eerstens aan die kruis van Golgotha gesterf het vir my. Tweedens dat hy begrawe is vir my. Derdens dat hy opgestaan het vir my.
Vierdens, dat hy sit aan die regterhand van God waar hy intree vir my. Maar die ander kant van hierdie muntstuk het ons ook die volle geloofsversekerheid dat ons, ek en jy, het gesterwe saam met hom aan die kruis. Is begrawe saam met hom. Maar het saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewende weg. En ons sit nou saam met hom in hemelse plekke. En daarom moet ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsversekerheid. Jy moet nie twyfel nie. Ag pastoor, ek wonder soms of ek regtig gered is. Ag pastoor, ek wonder soms of ek werklik wedergebore is. As ek vir jou aangesig tot aangesig kan kyk, en ek kan in jou oë kyk en ek kan jou vra, kan jy vir my sê, hoe het dit plaasgevind, dat jy 'n kind van God geword het? Met ander woorde, hoe het jou wedergeboorte plaasgevind? Met ander woorde, wat het gebeur? En jy kan my sê met 'n volle geloofsversekerheid, daar was 'n dag wat ek besef het, ek het 'n verlosser nodig. Daar was 'n dag wat ek besef het, dat Jesus Christus die verlosser is. Daar was 'n dag wat ek hom toegelaat het om my lewe oor te neem, om my te vernuwe en waar ek bely het dat ek is 'n sondaar en ek het hom nodig en hy het my gered van my sonde. Dis toe ek wedergebore geword het en ek God begin dien het. Hoe weet jy dat daai wedergeboorte reg is? Want jy is nie meer die mens wat jy was nie. Die dinge wat jy in jou sondige lewe gedoen het, die doen jy nie meer nie. Die dinge wat jy nou doen, is dinge wat jy wil doen. Wat wil jy doen? Wil jy nog in sonde lewe? Is daar nog 'n hinkering na drank en sigarette en al hierdie wêreldse dinge? Is daar nog 'n hinkering na die partytjies waar jy was? Is daar nog 'n hinkering na die Johnny Walker bottel wat jy voor so lief was? As daar nog steeds 'n hinkering is na sonde, en jy nog steeds wens jy kan tussen jou sondige vriende beweeg en doen wat hulle doen, dan is jy nie wedergebore nie. Maar wanneer jy nou in jou nuwe lewe, wanneer daar 'n ding opkom wat jy verlang na die partytjie, dan voel jy skuldig daaroor. As daar 'n ding inkom dat van hoe jy gedrink het toe jy 'n paar jaar terug en jy voel skuldig daaroor. Wanneer versoekings jou pad langs kom en jy sonde doen, jy voel skuldig daaroor. En jy roep uit en jy sê, Here, maar dit wil ek nie doen nie, want ek wil in heiligmaking lewe, ek wil in geregtigheid lewe, ek wil in wysheid lewe, ek wil in die paaie van die Here lewe. Dan is jy wedergebore, want 'n wedergebore mens se hart hinker na die hemel. Wedergebore mens se hart gaan uit na die dinge wat daarbo is. 'n wedergebore mens wil goed doen. 'n wedergebore mens wil heilig lewe. 'n wedergebore mens wil die dinge van God najag. Jy wil nie meer in sonde lewe. En daaroor kan ek sê, ons harte in volle geloofsversekerheid, dat Jesus Christus eerste plek my verlosser is. Tweede plek my God is. Derde plek weer gaan kom met die wegraping. Ek moet nie dat iemand vir jou vertel, dat gaan nie 'n wegraping wees nie. Dan gaan baie beslis 'n wegraping wees. En ons gaan baie beslis weg. Wanneer die mense hier vir die Springbokke skree, wanneer die mense hier agter die tennis aanhardloop, as die mense hier opgewonde raak oor die cricket en ek wil self sê, as die mense hier bekommerd raak oor die regering, as die mense hier bekommerd raak oor die agteruitgang van jou geldstelsel, as die mense bekommerd raak van allerlei wêreldse dinge, hulle sal nog met al hierdie dinge besig wees, dan blaas die basuin en dan staan ek van aangesig tot aangesig voor die beminde van my siel. Hoor u wat ek vir u sê? Dis tyd dat ons begin om ontslae te raak. En nou raak ek 'n baie sensitiewe puntjie aan. Ontslae te raak van materialisme.
ontslae te raak met die dinge wat ons lewe so beïnvloed. En nou kyk ek nie na negatiewe dinge nie, ek praat van jou werk. Jou werk is baie belangriker as jou geloof. Jou familie is baie belangriker as jou geloof. Dit wat jy jou mee besig hou deur die dag is belangriker as jou geloof. Maar die Bybel sê laat ons toetree met 'n geloofsversekering in 'n waaragtige hart. Nie 'n hart vol skynheiligheid nie. 'n Waaragtige hart. Die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Die bloed van Christus het my sonde weggeneem. Die bloed van Christus het my gereinig van dit wat ek gedoen het in die verlede. Hier staan dit. Hebreërs 10 vers 22 sê, die hart het deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. Nou my vriend, my vriendin, jy wat sê die doop is nie belangrik nie. Ek is besig om die volle evangelie van God te verkondig, soos dit in hierdie woord geskryf is. Hier is 'n skrifgie wat vir jou sê, kom ons lees hom weer, laat ons toetree met 'n waaragtige hart, in volle geloofsversekerheid, ander woorde, verseker ek is gered, die harte deur besprenkeling gereinig, met ander woorde die bloed van Christus, van 'n slegte gewete, en die liggaam gewas met rein water. Nou daai skrifgie, ek het al gehoor dat mense vir my kom sê, ja maar, onthou pastoor, dit verwys na die wassing van die woord. Hoe, ek kan dit nie insien nie, ek kan nie sien hoe jy hierdie woord van die Here vat en jou fisiese liggaam daarmee was nie. Ek meen as ek hierdie Bybel vat en ek vee my arm so oor die blaaie, wat maak hy skoon? As die Bybel lanklaas gebruik is, gaan die stof net aan my arm vassit. Maar hierdie skrif verwys na die waterdoop van die gelowige. En hoekom is die doop so belangrik? Die doop is die simbool van my waaragtige hart se geloofsversekerheid. Die doop is daai simbool. Die doop is die simbool van die besprenkeling van my hart vir 'n rein gewete. Die doop is die simbool van my begrafnis saam met Christus. Die doop is die simbool van my opstanding in 'n nuwe lewe. Nou gaan jy my vra, pastoor, so as ek nie gedoop is nie, gaan ek nie hemel toe. Nee, wag. Dit het ek nie gesê nie. Maar ek wil vir jou vra, dieselfde rede wat jou verhoed om gedoop te word, is dit nie dalk dieselfde rede wat jou uit die hemel uit gaan hou nie? Ons word nie gered deur die doop nie. Maar ongehoorsaamheid kan ons geloofsversekerheid wegvat, kan ons vrymoedigheid wegvat. En ons kan begin wegbeweeg van die waarheid van God se woord en verlore gaan. Daaroor sê ek, gooi jou vrymoedigheid nie weg nie. Moenie die doop minag nie. Laat jou doop as 'n getuie daarvan dat jy 'n waaragtige hart het, jy geloofsversekerheid het, jou hart gereinig deur besprenkeling van die bloed van Christus, en dan jou liggaam, die doop, liggaam gewas deur water. En dan sê hy, en daarmee wil ek afsluit, vers 23, laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou, want hy wat dit beloof het, is getrou. Wie het dit beloof? God het dit beloof. Hy sê, as jy die naam van Jesus Christus aanroep, sal jy gered word. Johannes 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het hy die mag gegee om kinders van God te word. In Romeine sê hy wat met die hart glo en met die mond bely, sal gered word. Met ander woorde, ons het deur die mond van God
in hierdie Bybel, in hierdie woord wat ons lees, het ons die geloofsversekerheid, die onwankelbare fondasie, dat God is in beheer. God kan nie lieg nie. God het jou uitgeroep. God het jou verkies. God het jou gewas met die bloed van Christus. Jy is op pad hemel toe, die hel wil jou nie hê nie. Maar gaan ons leef soos mense wat op pad hemel toe is? Of gaan ons leef soos mense wat meer bekommerd is oor hierdie wêreld? Wat meer vasval in die poele van worry, ons naalskou, want ons is bekommerd oor wat die regering gaan doen, ons is bekommerd oor wat hierdie wêreld gaan doen, ons is bekommerd oor so baie dinge. Ons is bekommerd oor die dag van môre. En tog sê jy moet jou nie bekommer oor die dag van môre nie. Laat môre vir homself sorg. Ja, ons moet getrou wees in ons werk. Ja, ons moet getrou wees in ons huwelik. Ja, ons moet getrou wees in ons huis, ons moet hom skoon hou. Ons moet ons verhoudings in die huis skoon hou. Ja, ons moet ons verhoudings met ons broer en susters skoon hou. Ja, daar's baie dinge wat ons op hierdie materiële lewe doen en moet doen. Maar dit moet nooit die plek vat van dit wat jy het in Christus Jesus nie. Onthou, jy is in God verborge, in God, in Christus Jesus verborge. Die bloed van Christus bedek jou. En jy kan met 'n waaragtige hart, vol geloofsversekerheid, kan jy inbeweeg in die troonsaal van God in. Baie dankie Here dat ons dit kan weet. Baie dankie Here dat die woord vir ons ryk is, dat die woord groot is, dat die woord kragtig is, en dat ons daarin kan lewe. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan waardere luister gaan, en gaan werk aan jou geloofsversekerheid, en dat dit vasstaan in 'n waaragtige hart. Mag hy met U wees tot ons weer gesels. In Jesus naam. Amen en amen.